Wat maak jy in 'n krisistyd? Wie van julle was nog in 'n krisis oomblik nie? As jy nog nie daar nie. Nee, ek was al baie daar. Baie daar. Wat doen ons in 'n krisis oomblik? Jy is magteloos, jy weet nie wat om te doen nie. Jy staan verwonderd, hoe gaan ek, wat maak ek? Maar wat sê die woord? Kom ons hoor wat sê, jy kan die Bybels oopmaak, by Psalm 50 vers 15. Kom ons hoor wat sê die woord van die, wie weet wat staan daar? Nie op die woord kyk nie. Hulle sit nog net 'n bietjie, ons nog besig met al die goedjies reg te kry. So daar is bietjie ander formaat vandag, die wat PowerPoint ken, is 'n PowerPoint formaat. Maar wat sê die woord in Psalm 50 vers 15 vir ons? En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Amen. Dis die groot ding. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Yes, amen. Dit help nie as altyd na die dokters, ons ook na die bankbestuurder, al wie van die vriende, gaan na die Here toe. Amen. Vertrou God, want hy gaan jou uithelp. Amen. En hy doen dit om jou geld te vra. Ons het 'n paar mense hier die laaste rukkie wat knieoperasies moet ondergaan en rugoperasies en so, en ek was nou dag saam met van ons mense van die oud, hulle deurgevat, en elke keer moes hulle betaal vir die specialist en die specialist en dan kotiseer, en die vrou sê, ek weet nie waar gaan ek verder geld kry. Benoud, ons hier 1000, 4000, 3000, 5000 rand moet betaal. Maar wanneer ons na God toe gaan, sê ek sal jou. Ek sal jou. Amen. Maar ons gaan verder. Wat doen ons in die moeilike tyd? Yes. Loof die Here. Amen. Give thanks to the Lord. Dis wat die woord sê. En ons gaan 'n bietjie vanoggend stil staan by 'n saak van om die Here te loof. En as 'n psalm geskryf, Psalm 107, ek wil hê moet julle Bybels oopmaak, my volk daarmee, Psalm 107. Ek wil allemaal Psalm 107, ek hoop julle bring julle Bybels saam kerk toe. En die wat iets bring, deel met iemand anders te. Sê ek, lees saam met my. Psalm 107 vers 1-2 sê, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlossers van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. En hy kom benoudheid, beangstigheid, daai krisis oomblik in jou lewe, moet jy kan sê, ek wil die Here groot maak sy naam loof, want hy verlos my uit my benoudheid. Yes, amen. En dit van dit werk. En kom ons kyk, wat was die benoudhede wat hulle ondervind het? Wat die Psalm digie neergeskryf het. The King James said, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Die Here het jou verlos van die mag van die boosheid. Van die vyandskap. Die duiwel probeer kliphard om jou af te trek, jou te vernietig. Probeer sy beste, maar ek ken 'n God wat wonders doen. Halleluja. Wat ons deurdra. Nou kom ons by in die woestyn van omstandighede. Jy voel jy's in die woestyn. Jy voel jy so. Jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Daar's niks, geen hoop, geen niemand naby nie. Hoor wat sê die woord? Psalm 107 vers 4 en 5. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie. 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle. Hulle siel het in hulle versmag.
Jy voel, waar is die Here nou? Waar is die wat met my bystaan? Waar is die wat met omgee vir my? Maar is net nie daar nie. En jy voel so verlore, so niks werd nie. Jy weet nie meer wat om te doen, watter kant toe nie. Hoor wat sê die woord van die Here, vers 6 en 7 van Psalm 107. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angste het hy hulle gered, en hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na die stad om in te woon. Wanneer jy op jou laagste is, wanneer jy voel dit's woestyn om my, daar's niks nie. Roep net die Here aan. Sê Here, ek het U nodig. In die woestyn van hierdie lewe van my, in die omstandighede. En ek kan sê dit werk. Amen. Ek het dit probeer al deur die jare. En dis my enigste anker wat ek het, is om te besef, ek moet die Here aanroep in 'n woestynland. In my benoudheid moet ek die Here aanroep. Dan weet ek, hy sal my, want sy woord sê dit. Hy sê nie vir my, ag, jy weet ek sal dink daaroor nie. Die Here sê, hy sal jou uitred. Sal jou uithelp. Yes, amen. Dan sê hy verder, vers 8 en 9. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan ons die mensekennis, want hy het die dorstige siel verstadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Dis in die woestyn. Hy het dit gedoen. God sê, ek gryp vir jou in. Ek weet nie of julle al gehoor het nie, ek glo julle het dit gehoor en gesien. Baie keer kry mense so sinnebeeld wat in die woestyn verdwaal het. Die Engelse woord is 'n mirage. Nie mirage vliegtuig nie. Maar so 'n mirage, hulle sien daar is 'n boom en vol water en dan so damper daarvoor, dan kom hulle daar staan niks nie. Maar God sê, ek gaan jou uithelp. Dis nie 'n sinnebeeld nie. Dis nie net 'n verblinding van oë nie. Ek is daar om jou te versadig, om jou die honger en die dorst te les. Ek is daar, sê die Here, maar ons moet die Here loof. Want hy is daar. Dis die groot ding. So ons moet nie daar sit en sê, ag, wonderbaarlik van die Here, begin om net loof en prys. En ek kan u waarborg dit werk. Deur die jare, ek het die voorreg gehad om 'n boek baie jare te lees. Dit was 1981. Toe kry die boek van Merlin Carothers, dus ek weet nie wie van hom gehoor nie. Prison to Praise. Prys om loof hom. En ek wil sê, daai boek het ek geleer in omstandighede om die Here te loof en te prys. En ek kan nie dink aan een oomblik wat die Here my nie daar uitgehaal het nie. Ek is deurgedra. En tot vandag toe kan ek sê, Here, dankie. En as daai omstandighede kom, as daai woestyn voel dit alles neerstort en alles is weg, en as niks meer oor nie, dan begin ek sê, Here, dankie vir die oplossing, dankie vir u voorsiening, dankie vir die ingryp in my lewe, want ek weet, dit staan geskrywe, my God sal dit doen. Hy het die belofte aan my gegee, en elke belofte in die woord is myne. En hy het dit gesweer met 'n eedswering, toe God by niemand anders het homself gesweer, sê, dit gaan ek doen vir jou, my kind. Amen. Kom ons vat en ons aanvaar, hy gaan verder. Dan praat hy van duisternis en doodskaduwee en darkness and the shadow of death. Weet jy wie van julle al gevoel? Dit is so donker op jou. Daar's geen lig. En doodskaduwee, the shadow of death. Ek onthou, julle klompe jare terug, die tydperk nou vergeet, want het was so 3 daai oggend, kry ek so benoudheid oor my, en is donker, en ek voel ek is in 'n stryd, voel of die vyand my wil doodmaak. As mense praat daarvan, dat weet nie wie se ondervinding al gehad nie, het voel of jy gewurg word. En daai oggendie roep ek uit, Here, help my, red my. En ek besef die vyand
van ons familie, my direkte familie aanval. Net na 4 kry ek 'n oproep. Dis my lede broer se seun, 35 jaar oud, toe bel sy boetie my. En Pieter, Ivan is nou net oorlede. Ek jammer hy moes gegaan het, maar daar was 'n rede daarvoor. Maar ek het so geroep dat die Here, Here help my. Ek word verdruk, ek verwrig, ek kan nie asbeken niks doen nie. Al wat ek sê, Here, help my. Yes. En dit het die Here vir my gedoen. Kom ons hoor wat sê die woord. Psalm 107 vers 10 en 12. Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en eistes, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het hulle harte deur moeite verneder. Hulle het gestruikel en daar was geen helper. Jy voel baie keer, Here, ek het verkeerd gedoen. Jy voel so mismoedig. So teleurgestel in jouself. Ek het die Here gefaal. Ek wou nooit Petrus gevoel te sê, ek ken hom nie, weet jy van wie jy praat nie, maar jy spraak verraai jou, jy is een van hulle. Hoe moes hy gevoel het? Dan sê die woord oor, vers 13. Toe het hulle die Here aangeroep, in hulle benoudheid, uit hulle angste het hulle verlos. So wat jy voel, Here, ek spreek van nie af, daar is niks meer hoop nie. Roep die Here aan. Amen. Uit die Yes, benoudheid. prys die Here. Hy gaan jou uit. Amen. Amen. Die vyand gaan vir jou sê, waar is die Here nou? Kyk wat jy gedoen, hoe het jy gemaak, wie het jy opgetree. Kyk wat jy gesê het. Maar die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Al voel jy, het die Here teleurgestel, jouself teleurgestel. Roep hom nog aan in die dag van benoudheid. Ja, En amen. hy gaan jou uitred. Dankie, Here. Dan kom ons verder, uit duisternis en doodskaduwee laat hy die bande verbreek. Psalm 107 vers 14 en 16. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, want hy het koperdeure verbreek en yster grendels stikkend geslaan. Dit wat vir jou onmoontlik lyk, is vasgeraak. Koperdeure. Want jy kan nie oopmaak nie. Grendels is vasgeboei. Die Here verbreek dit. Hy haal jou daar uit. Die Here, hoe sê die prachtige woordjie? God makes a way where there is no way. Alles lyk toe vir jou. Daar is geen hoop, geen kans nie. Maar hoor die woord, die Here verbreek dit. Amen. Hy maak 'n pad vir jou oop. Dankie, Wat Here. moet ons doen? Kom ons kyk wat sê die woord. Dan sê hy, van 'n dwaase mens, the foolish person. Hoe kan dit wees? Psalm 107, 17, 18. Die wat dwaase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is. Hulle siel het hulle afskadu gehad van elke soort voedsel en hulle tot by die poorte van die dood gekom. Wat bedoel hy? Wat sê hy? Die dwaase. Vanweë sy eie geregtigheid, sy eie weë. Ek het nie die Here nodig nie. Ek kan self my probleme oplos. God is daar bo in die hemel. Hy kan my nie help nie. Dis dwaasheid. En die Here laat toe dat mense wat dwaas en so redeneer, swaar kry. Maar kom ons kyk verder, wat sê die woord? Vers 18. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angste het hy hulle verlos. Wanneer jy besef, Here, ek probeer my eie die dinge uitsorteer.
Jy wil dalk niemand se raad aanvaar, niemand wil jy moet help nie, los my, ek gaan dit self uitsorteer. Maar jy vergeet, jy moet na die Here toe gaan, sê Here, help my. Dan sal God jou help. Ja, amen. Uit hulle angs het hy gehelp. Dis wat die Here doen. Vertrou sy woord. Ek hou van die volgende, daar is genesing deur die woord, healing through the word. Psalm 107 vers 20. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak, en hulle het uit hulle kuile red. He sent his word, and healed them, and delivered them from their destruction. Hierdie woord sê vir my, daar is genesing daarin. Hierdie woord verklaar, daar is genesing daarin. Amen. Ek het eendag gelees van 'n persoon, wat in Christus tye, toe sy siekte opgedoen en al die dinge, toe sit sy die woord op die vloer, en sy gaan staan bo op die woord van die Here, sê, Here, u woord verklaar, deur u woord is ek gesond. Amen. En die Here het haar genees. Amen. Wat doen jy met, hy het sy woord gestuur, vat hy die woord, Yes, amen. vat hy die woord, lê dit op die siekteprobleem, lê dit op die situasie wat jy het, sê vyand, die woord wil God verklaar, hy het sy woord gestuur om my gesond te maak, dan werk dit. Ek het een keer genoem van die jong oukie van Dispatch, lê in die hospitaal met 'n maagoperasie kry, en hy lê in die hospitaal bed, hy is 9 jaar oud, en hy lees Psalm 23, en hy sê hierdie woorde, die man Lansel, wat Lansel net vir ons gesê, hy het gehoor dat die Here een van ons dames in die gemeente gesond gemaak van 'n rugprobleem, sy moes gaan vir 'n rugoperasie. En die Here raak haar aan daai Sondag in die kerk. Sy stap huis toe, dis draaitjie om die kerk, maar sy stap huis toe. Sy stap hier Sondag aand weer kerk toe, weer huis toe. Sondagoggend stap sy na die kafee naby die kerk, en sy gaan, en sy bel die spesialis, sê, meneer, orthopeed, ek kom nie meer vir die operasie. Hy sê, mevrou, jy het koue voete gekry. Sy sê, nee, dokter, ek loop, ek stap. En die jong oukie, hy was eintlik ook in die straatbure. En hy sien wat gebeur met Tannie Susie, en hy lê na die hospitaalbed. Hy sê, Here, as jy vir Tannie Susie kan gesond maak sonder operasie, vra maak my ook gesond. Die spesialist kom die volgende oggend. En hy sê nog, hy vertel vir ons die spesialist self op, sy moeder en ons. Hy sê nog nooit in sy lewe so iets gedoen nie. Maar hy besluit daar oggend voor die operasie en hy nog extra klaar te neem. Te sien waar is die probleem. Daar is nie meer 'n probleem. En ons slaan daai jong oukie. Amen. Want hy het geweer, God se woord het gesê. Hy word gesond. Psalm 107 vers 21-22. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid, om sy wonderdade aan die mensekinders, en laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Amen. Wanneer laas het jy vertel? Met gejubel. Ek is so bly die Here my gesond gemaak. Ek sê getuie daarvan. Dis 'n jong seun van 11 jaar oud, toe die Here vertrou het. En ek hoor sê dat, ek hoor van die kinderhospitaal in Johannesburg, wat nou so 'n toestand is. Ek was daar gewees vir operasies. En ek hoor die spesialist sê my pa, ek sê vir jou seun, hy moet een ding weet, hy sal nooit kinders gaan hê. Sy eie kinders. Gaan huis toe. Daai tyd het Oral Roberts nog oor die LM radio gepreek, vir elke die 11 vir die aand. My ouers is al kamer toe en ek luister, hoe preek Oral Roberts. En sê hierdie woorde, if you trust God for your healing, because he has sent his word to heal you, dit was sy woorde. Put your hands on the speaker or the radio where you might hear my voice come.
doen dit. Julle het die resultate ek sien, was 2 seuns, Eugene, Pieter en Eugene. Die dop sê so moontlik. God gesê, ek vertrou, jy my vertrou. Yes, halleluja. Ek kan dit met blydskap vertel, sê die Here het dit gedoen. Wat kan u sê wat die Here vir jou genees en wonderwerke wat hy gedoen? Met gejubeld werke vertel. Ek is amper klaar. Dan praat Psalm 107 weer verder van 'n tyd van storms. Hoe lyk jou lewe in 'n tyd van storms? Wat doen jy? Hoe maak jy? Jy weet nie meer wat kant toe nie. Jy weet nie wat om te maak nie. Maar hoor wat sê die woord vir my. Psalm 107 vers 25-27. Want hy het gespreek en die stormwind laat opsteek. Want die golwe daarvan opgespreek het. God het dat doen. Maar wat sê hy? Hulle het opgereis na die hemel en neergedaal na die diepte soos die golwe rondgeslinger het. Hulle siel het vergaan van weer. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronkman en al hulle wysheid is verwar. Hulle het nie meer geweet wat om te doen nie. Baie keer is jy ook in 'n stormtyd in jou lewe. Here, ek is verward, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek sê baie keer as ek so verward is met dinge, ek voel soos 'n verkleed mannetjie op 'n snaatiebos. Wat moet ek nou doen? Hoe moet ek nou maak? En dan weet hy, dat is 'n God wat sy woord gestuur het. Amen. Ek staan maar op sy woord, wat sê hy? Psalm 107:28. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Amen. Dieselfde Jesus wat die storm die see stil gemaak het. Hy is die Here wat jou uitlei uit die storm, uit die storms. Vers 29 sê, hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Storm bedaar, wind bedaar. As die Here dit gedoen het, op die see van Galilea, is the same God today. Halleluja. Hy maak jou storm stil. Dankie, Hy Here. doen dit, van hy is God. Dankie, Papi. Vers 31, 32, laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade in mensekinders, en laat hulle hom verhoog in die vergadering van die volk, en hom roem in die kring van die oustes. Waar moet ons hom verhoog? Hierso. Uit dankbaarheid, lift Jesus higher. Verklaar dit. Moet jy daar so, sê, Here, dankie, ek is deel van u plan. Die Here het my gebring tot vandag toe, en ek kan jou waarborg, die Here gaan jou nie alleen los nie. Amen. Want hy sê, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Jy is in sy hand palms gegraveer. Hy is daar vir jou kind, weet dit. Dan sê hy, wat moet ons doen? Ek so sê die laaste stuk. Gee ag op hierdie dinge, observe these things. Psalm 107:43. Wie wys is, laat hy op hierdie dinge ag gee en laat hulle let op die gerenteerdhede van die Here. Whosoever is wise and will observe these things, even they shall understand the loving kindness of the Lord. Yes. Dankie, Papi. Hoe gaan dit bedryf? Met geloof. Jakobus 1:6-8. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartig 'n man, onbestendig in al sy werk. Jy kan nie dubbelsinnig wees nie. Sê ek glo die Here. Dat sê jy vanoggend, ek glo die Here vir my wonderwerk. Vir my omstandighede wat gaan verander word. Dan stap jy uit, ek wonder, wat gaan gebeur? Waar gaan my hulp vandaan kom? Waar is die antwoord? Ek het in die verlede geloof net te doen om julle geloof weer te bou.
Ons is daar met my ruspartij tyd. En ons moet deur gaan Louis Trigga toe. Nou, het is Kerstyd. En ek het genoeg geld om tot Louis Trigga te kom. En ek bid, die Here sê gaan. My vrou sê ons gaan nie. Sê dat is nie 'n manier nie. Sê eers hoe gaan ons terugkom. Ons nie eens geld om terug te kom nie. Sê behalwe dis die Kerstyd en hoe gaan ons voel as ons kinders nie eens geskenke gaan kry nie. Al die ander kinders want my skoonfamilie staan nog groot. Hoe gaan ons voel? Ek sê ek gaan die Here vertrou. God glo vir jou mond. Amen. En ek het die saak gebeur. Wat gebeur? Reis toe. En ek het genoem die trekke en so wat moes regmaak. My skoonpappie sê ek koop vir julle. Geld skenke te koop, terug te kom huis toe en met daai selfe geld ons nog die beroep aangeneem is verstoot. Want ek weet dat so God wat Amen. nie onbestender. As ek geluister, ek jammer sê my vrou sê, as ek geluister het, sou ons nooit hy getuienis gehad. Dink aan. Ons gaan kyk vir my sussie, ek sluit net die gedagte. Kyk vir my sussie daar in Nelspruit. Ook die Kersseisoen tyd. Ek sien daar sulke spreiligte. So hier in weeg, en ek weet, ons is op die rand gebruik as kind, as jy daai ligte sien, as weet jy die skougronde se ligte. En ek sê my sussie, wat se lig is daar? Sy sê, dit is die nuwe casino wat oopgemaak daar in Nelspruit. Sy hoor. Sy kom na my toe, sy sê, luister, Pieter, ek en Piet gaan môre ons toe. Ons sal vir julle albei elk na R100 gee vir ek nou nie ken. Dan gaan speel julle, sal wat net gelukkig wees. Ek sê, ja, gaan nie. Nee, het was 'n tamelike storie geweest, ek sê, ons wil nie gaan nie. Sê, ek vertrou die Here. Ons ry terug van Nelspruit op pad huis toe. Hier lê my foon. Peter, where are you? So I'm on my way back from Nelspruit. En die vrou sê vir my, ons was betrokke met haar man se dood, het was familievriende van my ouers, en well, die man het kanker gehad, met die laaste om bygestaan en al die dinge. En sy sê, before you go home, stop at my house. Want my sussie kom terug van die casino, hulle het R1000 gewen. Ek sê, my vrou sê, ons kan dit gekry, ek sê nee, God het 'n plan. Ja, amen. Stop by die vrou se huis, gee op pad vir R1000. Prys die Here. God hoor hy ons. Moenie staan op jou eie planne nie, eie denkwyse. En ek glo die Here gaan u help vanoggend. Is nie geniet hier nie. Is hier met 'n afspraak in die hemel. Halleluja. Ek moes kerk toe gaan, dit word vir my verwag, los uit verskyn. Ek moet nie wees van my ouers sê, ek moet nie wees, los uit verskyn. Jy is hier met 'n goddelike afspraak. Ek het met die Here gepraat oor hierdie woord, die sê vir hulle is hier met 'n afspraak. En die Here wil jou moontlike vir jou doen. Dankie, Here. Maar het gaan afhang van jou kant af, gaan jy gehoorsaam wees. Ek ken nie om wat dit is nie. 'n krisis is in jou lewe van die Here. Storms, duisternis. Jy voel jy's in die woestyn. Roep die Here aan. Halleluja. Daar's 'n vroutjie in die Bybel. 12 jaar. Laat sy bloed vloei. Die woord sê sy het alles gespandeer by die dokters wat sy kan niemand kan help. Sy maak 'n besluit.
as ek die skoon van sy kleed kan aanraak, Yes. sal ek gesond word. Amen. Dankie, Here. Blinde Bartimeus sit langs die pad. Roep uit, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die mense maak verstaan, sy moet nie die meeste planne, hy is besig, en hy roep al harde uit, want hy het geweet, as hy uitroep, gaan hy antwoord kry. Amen. U sit in daardie posisie vanoggend, Here, ek soek, ek wil 'n antwoord kry. Maar ek gaan iets vat van jou om hierdie keuse te maak. Wat moet jy doen? Ons gaan nou bid. En ek gaan vra die wat die Here wil vertrou vir die onmoontlike in jou lewe. Moenie nou, ek het niks fout met my nie. Ek weet nie wie enigiemand hier so 'n probleem en krisis is nie. Ons staan vanaf hier voor. Sy uitnodiging wat die Heilige Gees aan my gegee het vanoggend. Wie wil daar stap neem in geloof? Is daar iemand? Kom, nie nou bang wees nie. Ag, papi. Karabas. Staan nie voor. Bly staan die getuienis wat dit jou oorweeg en dat dit jou tot ander insigte bring vanoggend. Ek weet nie waar gaan, maar die Here weet. Dankie. Sam. Ek by vir julle stig. Ek het afgesonder